Goeiemôre en baie welkom by nog 'n Praag TV video hier vanuit België. Ek stap op die oomblik in 'n plek genaamd die Stadspark van Turnhout in Vlaandere. En die titel van hierdie video is Erokaner Afrikaner Quo Vadis. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, ek is nou al omtrent 'n week hier in België. Aan die einde van hierdie week, met tweede week, gaan ek ook optree by 'n literêre konferensie in Antwerpen, waar ek heel wat met Nederlanders en Vlamingen te doen gaan hê. En dit is my belangrik dat die Afrikaanse kultuur ook in die lande uitgedra moet word en dat daar veel meer kontak tussen ons en eintlik ons volksgenote op 'n manier moet wees. Hier voor my stuur ek nou af op 'n monument wat hier in die park staan. Ek sal dit sommer vir u vertoon. Jy dit kan sien, hier kom nou net so twee fietsers verby. Almal ry natuurlik hier fiets soos in Nederland en in Denemarke en ander Europese lande. Hierdie is nou so, dit bring hulde aan ons politieke gevangene van 1940 tot 1945. En hier aan die ander kant is hier 'n inskripsie wat lui Pro Patria. En so lyk dit. As ek hier terug staan, kan jy dit meer sien af en bo af. En ja, die hele periode van die Duitse besetting in België is natuurlik 'n hele onderwerp op sigself, waar ons miskien 'n latere stadium selfs ja, ek het 'n teorie natuurlik dat een van die redes waarom ons in die 70er jare en 80er jare so beswaarder is in Europa en elders, is vanweer die skuldgevoelens waaroor die Europeërs beskik, want hulle het veral hier in België en vele ander lande, in Frankryk ook, het hulle wonderlik saam met die Duitsers gewerk. Hulle was heeltemal tevrede met die Duitse besetting en dit was maar 'n klein minderheid wat hulle verset het teen Duitsland, want dit is gesien eintlik as 'n soort Europese, wat sal mense dit noem, Europese projek wat aan die gang was. Maar ek is nou natuurlik ek het heelwat mense ontmoet oor die afgelope week of wat, Afrikaners veral, wat hier in België woon en werk. En die mense kan hulle eintlik Erokaners noem, want hulle praat nog steeds Afrikaans, maar hulle is heeltemal ingeburger hier, hulle praat ook Nederlands. As jy mense burgerskap van België wil verkry, dan moet jy of Vlaams of Nederlands of Frans magtig wees. Jy lees selfs 'n taaltoets daarvoor af. En hulle het 'n hele inburgeringsstelsel en ek twyfel of veel Engelssprekers in Suid-Afrika aangetrokke voel tot België en Nederland, tot die lande, maar natuurlik vir ons mense is baie naby aan ons, die taal is naby aan Afrikaans. Trouwens, ons het gemeenskaplike geskiedenis, kulturele geskiedenis wat tot in die middeleeue terugstrek. En hier is natuurlik pragtige dinge hier, biblioteke. Ek was al by 2 biblioteke gewees, ook in Mechelen waar ons oor die naweek was. Dit was heel insiggewend. En ja, ongelukkige noot daar in die biblioteek in Mechelen is dat daar's 'n saal daar wat na Nelson Mandela vernoem is, maar dit verwys natuurlik na die periode toe ons 'n soort propaganda neerlaag gelei het teen die ANC en teen die radikale Engelssprekendes in Suid-Afrika wat die buiteland teen ons aangewend het, ten einde ons uit die mag te knikker, wat natuurlik
fantasties vir hulle uitgewerk het. En deesdae is ons as dit ware amper vreemdelinge in ons eie land. Maar dit is vir my belangriker dat ons moet besef dat ons sal eintlik nooit loskom van Europa nie, want dit is die hinterland van die westerse kultuur, van die Europese kultuur. Soveel in ons hele geskiedenis het mense gekom en gegaan Europa toe, aanvanklik om hier te studeer, en veral in Nederland natuurlik. En daar is ook 'n pragtige verhaal, ek sal op 'n latere stadium miskien daaroor praat van een van ons eerste groot vroue letterkundiges, was die Dr. Elizabeth Conradi, en sy was ongelooflik patrioties teenoor Afrikaans en die Afrikaner. Was hy het ongelukkig gegriep gekry of verkoue gekry en toe longontsteking en hier in 1938 rond in Amsterdam, en toe sy daar gesterf. Maar sy het 'n fantastiese proefskrif geskryf oor die vroeë Nederlandse fase van die Afrikaanse letterkunde, en dit staan vandag nog, dit is beskikbaar aanlyn in die Nederlandse digitale biblioteek. Dis kan ons haar bydrae daar gaan lees. Sy het nie verniet gesterf daar in die vreemde in Nederland. Dus die Erokaner is iemand wat ek voel myself ook sterk Erokaner, want ek identifiseer, kyk, wat die landskap betref van ons land. Dit is my pragtige land en ek sal altyd daar tuis hoor. Maar ek identifiseer nie so sterk met die Afrika kultuur nie. Dit is my interessant so op 'n afstand. Maar van naby skrik dit my eintlik af. Dit stoot my af. Ek hou nie van die soort toorwêreld en irrasionalisme en ook dikwels die geweld wat ons natuurlik so sterk in Suid-Afrika ervaar nie, en wat eintlik reg deur die vasteland voorkom nie. Dit alles maak eerder van my 'n Erokaner. Maar hierdie Erokaners wat hier is, wat ek ontmoet het, hulle gaan nie gou terugkom Suid-Afrika nie. Hulle praat almal nog Afrikaans, en hulle bly min of meer op hoogte met wat in Suid-Afrika aangaan. Maar hulle sien ook al die negatiewe aspekte raak van gebeure in ons land en die toestand van die land, en hulle verdien baie goeie geld hier in Euro. Dus gaan hulle nie onmiddellik terugkom tensy daar 'n groot verandering in Suid-Afrika plaasvind. Ek gaan nou net hierdie video hierso 'n bietjie halt, want hier voor is nou Parkstraat. En soos jy kan hoor is daar heel wat verkeer daar, en dan gaan ek 'n end afstap waar ek dan weer gaan indraai in stiller systrate tussen huise deur, en dan kan ek verder met u gesels. Want hierdie verkeergeluide gaan ons 'n bietjie pla. Dus tot net nou, dan gesels ons verder. Hallo, ek is nou weer terug en ek stap sommer hier so deur hierdie besige straat, is nog agter my. Maar ek stap sommer hier deur die parkeerarea van hierdie supermark, die Carrefour. Dit is natuurlik 'n Franse supermark wat mense reg oor Frankryk teekom, en hulle is hier in België ook. En daar binne kan 'n mens, daar is die hoofdingang in Nederland. En daar, die Carrefour, jy kan hier al die Franse kaase en wat ook al kry, tesame met al die produkte, vars produkte en wat ook al wat die mense nou in die ander supermarkte hier rond ook vind. En daar is Shell natuurlik wat vir ons baie bekend is, die koninklike olie, die Nederlands-Britse oliemaatskappy. Maar ek dink dit strook so 'n bietjie met wat ek wil sê oor Erokaner, want die Afrikaner was eintlik die mees suksesvolle. Ek het nou hierdie verspotte bed opgesit teen die son, want dit is baie warm op tans hierso. Gister was dit meer as 30 grade. Wel, aanvanklik was dit koeler, maar toe was die skielike hittegolf of iets van die aard. Maar die punt is dat
ons is eintlik die mees suksesvolle integrasieprojek wat die Europeërs nog ooit gehad het, want ons het met mekaar ondertrou, Franse, Duitsers, Nederlanders, Vlamminge ook. Baie Vlamminge het op van hierdie week se skepe saamgekom. En sodoende het ons 'n nuwe nasie geskep, 'n nuwe volk met hierdie taal Afrikaans wat eintlik ook natuurlik van Europa afkom, en ek het 'n teorie dat Afrikaans eintlik tussen 1300 en 1600 die skepe in die Noordsee en die Oostsee gepraat is. En dit is waar Afrikaans gevorm is, en ons het dit gestandaardiseer in Suid-Afrika en het Afrikaans genoem, maar ons kon dit net wel Eurokaans genoem het, want dit was 'n Europese skeeps- en handelstaal. Dit was wat dit was. En die Europeërs sukkel vandag nog, hulle is ook eintlik baie geïntegreer reeds, in die sin dat hulle praat nog steeds almal hulle eie tale, maar die grense is oop, jy kan oor en weer gaan, jy kan oor en weer werk, jy kan in Tsjechië gaan werk, jy kan in Frankryk, Duitsland, waar ook al, Swede gaan werk, net soos wat jy wil. Jy het nie 'n werkspermit nodig nie, niks van die aard as jy 'n Europese burger, as jy natuurlik 'n burger van een van die EU-lande is. Dit so terloops, ek gaan verder met die gesels sodra ek by die stiller area kom, en dan maak ons weer so. Nou net kortliks vir hierdie interessante, hierdie is nou advokatekamers wat hier langs die pad gebou is, hierdie tipiese klein Vlaamse en Nederlandse steentjies wat hulle gebruik om dit te bou, maar hier is dit nou donker en baie modern. Hierso is staan van Even Thuis Advokate Turnhout Hasselt, en hier langsaan is daar ook baie moderne spreekkamer van velspesialiste. Hulle noem hulle hierso huidartse. En die huidartse is hier, daar gaan 'n dame verby op haar bakfiets met haar kleintjie voor, en dit sien die mense baie algemeen hier. Onry fiets, en al hierdie Eurokaners, Afrikaners wat hier woon, hulle ry ook fiets en hulle bly in stede, ook binne in die middestede, anders as in Suid-Afrika waar mense gewoonlik natuurlik in die voorstede woon. Ja, hier is die huidartse. Nou, ja, ek onderbreek gou weer vanweer die geraas hierdie video, en dan gaan ek voort net sodra ek daar voor links gedraai het en daar tussen die huise gaan stap. Ek het hierdie week al, ek sal nou vir u vertel. Nou ja, hier het ek aangekom by die stiller straatjie waarin ek afdraai. Hierso is 'n eiendomsagent met die naam Peter Bols. Gratis skatting bied hy aan. Die eiendom verkope of verhuure, Peter Bols, ja. Goed, ons is nou hierso, ek sal nou 'n bietjie beter kan gesels. Ja, as ons nou praat van die titel van hierdie video is natuurlik, dit speel op D.F. Malang se beroemde boek wat hy geskryf het deur in die laat 40er jare in die 1940s, waar die titel van die boek was Afrikaner Quo Vadis. Afrikaner, waarheen gaan jy? En vir baie mense is dit 'n letterlike vraag, want vanweë regstellende aksie en geweld, diskriminasie en die tipe volksmoord wat daar in Suid-Afrika plaasvind. Mense sê mens moet nie daardie term gebruik nie, maar as jy 'n volksgroep probeer uitwis van sy taal, kultuur en identiteit beroof en nog wat van hulle ook doodmaak of laat doodmaak, dan is dit 'n volksmoord, nie waar nie. Maar ek gaan nog iets ordentliks daaroor skryf en dit beredeneer. Maar vandag meer as ooit is ons mense in vertwyfeling oor of daar werklik vir hulle toekoms in Suid-Afrika is, soos hierdie Eurokaners wat ek hier in België ontmoet. Hulle dink ook nie, baie van hulle dink ook nie, daar is vir hulle toekoms in Suid-Afrika nie, want dinge verval, ons is besig om tegnologies agter te raak. Hier is alles hyper georganiseer. En ja, daar is natuurlik heeltyd terugstellende aksie en diskriminasie teen hulle. Maar as ons praat van, dis tyd om na die vraag te vra, waarheen is ons op pad? Nou,
sommige mense dink jy moet Kaap toe gaan, maar goed, die Kaap, daar is sekere aspekte wat nou beter is as in die res van die land. Dit word hier die DA regeer, wat vir my persoonlik nie 'n vreeslike verbetering op die ANC is nie, maar hoe dit ook al sy, daar is ook 'n ander aspek vir my aan Erokanerskap, in die sin dat toe my pa, toe hy nog gelewe het, en na 1994 was hy toe so teleurgesteld met wat gebeur het met die ANC oorname en alles wat daarmee saamhang, dat hy gesê het, hy is eintlik skaam om homself Afrikaner te noem, want sy mede-Afrikaners soos Ewe de Klerk en Rolf Meyer het ons almal verraai. Hy het uiteindelik, ek dink in 94 vir Constant Viljoen vir die Vryheidsfront gestem, nadat hy sy hele lewe lank vir die Nasionale Party gestem het. Maar toe sê hy vir my, hy moet homself eerder 'n Dietser noem, nie 'n Afrikaner nie, maar 'n Dietser. En dit is eintlik maar 'n ander soort term vir wat ek nou 'n Afrikaner noem, 'n Erokaner noem. Want daar was voorheen, ook hier in Europa, 'n soort Dietse beweging, 'n pan-nasionalistiese beweging, wat die Dietse volkere wou verenig, en dit het ingesluit Nederland, Vlaandere en Afrikaners Suid-Afrika. En ek voel daar is vir ons 'n groot toekoms eintlik daarin om meer bande te smee met die lande, met Vlaandere, met die Vlaminge en die Nederlanders, veral met die huidige soort politieke ontwenteling wat daar in Europa plaasvind. En ook kultureel, is ongelooflike fasiliteite hier, in terme van biblioteke, universiteite en wat ook al, waar ons ook Afrikaans kan bevorder, en ek is seker, en daar gaan mense hier wees, wat ook ons taalstryd en kultuurstryd in Suid-Afrika wil ondersteun. Ons almal is Dietsers, Erokaners, ons hoort by mekaar, al is ons nou, kyk, geografies is ons natuurlik in Suid-Afrika ver verwyder van Europa en van België en Nederland, maar vanuit die internet daar is daar nie meer so iets soos grense nie, die wêreld eintlik grensloos geword. En die nuwe grense is eintlik taalgrense, soos wat ons ook natuurlik hier kan sien, want vanmiddag gaan ons na die Ardennen woud toe ry, en dan gaan ons in Wallonië wees, nie meer in Vlaandere nie, en daar praat almal Frans, en dan gaan ek daar meer gemaklik, hierso praat ek my Nederikaans, jy weet, so iets tussen Nederlands en Afrikaans, en mense verstaan my heel goed, kom heel goed oor die weg, maar ek het minder selfvertroue as in Frans. In Frans gaan ek, daar gaan ek amper soos 'n gebore Wallonier kan praat, of tenminste, hulle sal dink ek is dalk van Frankryk, maar daar gaan ek geen taalprobleme hê nie, maar daar's 'n taalgrens tussen Wallonië en Vlaandere, en hierso is alles Nederlands en daar is alles Frans, en ek dink in Suid-Afrika sal ons veel beter daaraan toegewees het, as daar ook 'n taalgrens was, en dat die een helfte van die land Afrikaans was, en die ander helfte Engels, dan sal ons nie soveel probleme gehad het, soos ons tans ervaar nie. Maar terug by die hele kwessie van Erokanerskap of Dietser, ek dink ons hoort by mekaar, en daar is soveel toegeneentheid ook, veral hier in Vlaandere, teenoor Afrikaners, maar ons moet die inligting oordra, en dit sal in Nederlands gedoen moet word. En dus is daar geweldige ruimte vir kommunikasie tussen ons en Vlaandere en Nederland. En dit is presies waarmee ek my nou besig hou hier, en vorentoe ook wil besig hou. Ons wil bande smee met ons stamlande. Terloops is vandag
die 21ste Junie. Dis in die noordelike halfrond is dit die somersolstitium. Dis die langste dag van die jaar hier in die noordelike halfrond. En toe ek voorheen in Swede was, klompie jare gelede, hulle hou geweldige volksfeeste op daardie dag en mense trek hulle volksdrag aan en sing liedere en dans aan mekaar oud en jong. Net soos Afrikaners nou volksspele en boeremusiek en al die goed het, presies daar, dieselfde op hierdie langste dag van die jaar. En dis eintlik iets wat ons in Suid-Afrika ook behoort te vier, die somersolstitium en die wintersolstitium, of by ons wintersolstitium en in Desember die somersolstitium. Dis deel van die oeroue gebruike van wat hier gebeur. Nou hierso voor, ek sê net toon, is daar tans gaan 'n straatpartytjie hier plaasvind en hulle het 'n hele soort installasie en 'n paviljoen hier gebou, want hulle gaan vanaand 'n groot konsert, gedurende die dag ook 'n groot konsert hier hou. En dis alles vrywilligers wat dit doen. Dis wonderlik om te sien die soort sin vir gemeenskap wat hier bestaan en wat ons daar agter ons hoë mure en waar ons almal so geïsoleerd van mekaar leef, wat ons in 'n hoë mate eintlik verloor het. Nou ja, daar was selfs twee mense in volksdrag wat daar aankom. Dit is mooi om te sien. Ek sien, maar daar's natuurlik ook goeiemôre, is dat die volksdrag? Is dat volksdrag? Wat symboliseer die kleredrag? Waarom die kleren dragen? Ja. Dat is voor de patriotten. Dat zijn de boeren van Turnhout die de Turnhout bevrijd hebben van de Oostenrijkers. En wanneer was dat? 1830 ongeveer. Ja. Dat is heel interessant. Ik vind dat fascinerend. Ja, fascinerend. Geschiedenis. Maar daarna zijn we opgekomen om een straatfeest hier. Ja, ik heb dat opgemerkt. Ja, dat is een heel evenement hoor. Ja. Gaaf om u te ontmoeten. Gaaf om u te ontmoeten. Dank u wel. Dank Goed u wel. om u te ontmoeten ook. Ja, veel plezier. Dank je wel. Nou daar het hy dit, het gehoor, hulle het daar die klere aangetrek, omdat hulle, dit was die patriote wat hulle in 1830 van die Oostenrykers bevry. Dit is vir my iets wat ons ook veel meer kan beoefen in Suid-Afrika, is ons volksfeeste, geskiedenis daar, om ons geskiedenis te vier en te herinnering te roep. Al die geweldige veldslae, Majuba, wat ek op Bloedrivier, wat ons reeds in 'n hoë mate doen, maar ek dink daar kon nog meer met meer ywer en verbeelding daaraan gewerk word. Wel, ek dink ek sal my praatjie nou hier afsluit. Hoop jy het hierdie wandeling saam met my geniet. Het raak nou al tamelik warm hier so naby aan die middag. En dan tot volgende keer, maaks weer so, moenie vergeet om op die kanaal in te teken. Totsiens.